Watter een van die volgende metale sal kadmiumkatione tot kadmiummetaal reduseer, maar nie mangaankatione tot mangaanmetaal reduseer nie? Die korrekte antwoord is A. Sink. Kom ons begin met tabel 4a. Ons is op soek na 'n metaal wat kadmiumkatione sal reduseer, maar nie mangaankatione nie. Ons het 4 opsies. Ons het sink, ons het silwer, daar is nikkel en magnesium. Ons wil die reduksie van kadmiumkatione sien, maar nie die van mangaankatione nie. Dit moet dus 'n metaal wees wat tussen hierdie twee halfreaksies lê. Nou, silwer en nikkel is te hoog op en magnesium is te laag af. Hierdie is tabel 4a. Ons soek 'n pyl wat afwaarts wys, so dit beteken ons begin met kadmiumkatione wat gereduseer word tot kadmiummetaal en sink word geoksideer tot sinkkatione. Maar dit sal nie magnesiumkatione reduseer nie. Met ander woorde, die korrekte antwoord is sink. Kom ons kyk na tabel 4b vir die wat tabel 4b gebruik. As jy tabel 4b gebruik of jy doen AIB, dan gebruik jy hierdie tabel. Ons is op soek na 'n metaal wat kadmiumkatione kan reduseer, maar nie mangaankatione gaan reduseer nie. Ons 4 opsies is sink, dan het ons ook silwer, nikkel en magnesium. En die twee reaksies van belang, die een wat ons wil hê moet gebeur, is die reduksie van kadmiumkatione, en dan die een wat ons nie wil hê moet gebeur nie, is die reduksie van mangaankatione. So duidelik kan jy sien, dit moet 'n metaal wees wat tussen hierdie twee halfreaksies lê. Dit kan nie nikkel wees nie, dit kan nie silwer wees nie, dis te laag en magnesium is te hoog. Onthou nou weer, B staan vir boontoe. Ons wil 'n pyl hê wat boontoe wys. Met ander woorde, ons begin met kadmiumkatione, dit word gereduseer, en ons begin met sink as metaal, dit word geoksideer. Sink sal dus kadmiumkatione reduseer tot kadmiummetaal, terwyl dit nie mangaankatione tot mangaanmetaal sal reduseer nie. En dit is opsie A.